as ons maar net desperaat genoeg raak om die Here op so 'n manier, want hoe gaan ek en jy weet wanneer hy met ons praat? As ons nie daai verhouding met hom het nie, hoe gaan ek en jy weet, dis hy wat nou praat? En soos wat hy daar sê, like a rushing wind, terwyl die disippels in die bootvertrek gewag het, het hierdie rushing wind gekom, voordat die vlamme gekom het. En ons besef nie hierdie goeders nie. Maar die Here het hulle 10 dae daar gelos, sodat hulle al hulle menslike, vleeslike probleme en dinge onder mekaar kon uitsorteer. Sodat die vlees eenkant kon word en God met die gees kon werk. Nou ja, Spreuke 4 vers 23 sê, bewaar jou hart meer as alles wat bewaar moet word. Want daaruit is die oorsprong van die lewe. Nou ja, in elke mens se lewe is daar mos iets wat ons bewaar. Dis of jou ouma se ring, of dit is iets wat vir jou kosbaar is, wat ons bewaar en oppas. En of dit vir later is wat ons het doen en of dit vir nou is, daar's iets in elke mens se lewe wat hy bewaar. Soms bewaar jy in jou hart net mooi herinneringe of iets van iemand, maar is iets wat ons bewaar, né? En baie keer vir al mamas en oumas, jy begin al vir Kersfees voorberei, so jy sien ietsie wat jy bewaar vir daai spesifieke ding wat jy wil hou, of 'n partytjie, of 'n Kersding, jy berei voor en jy bewaar hierdie goeders. Die kinders sal kom en sê, "Jessie, mamma, kan ek van hierdie sweetjies of hierdie koekies kry?" Nee, dis vir Saterdag se partytjie. Jy het dit bewaar, jy het dit bewaak, jy het dit weggesit. Hoeveel te meer moet ons as kinders van God nie sy woord in ons harte bewaar nie. Sy nie skryf die woord van God op die tafel van jou hart. Dit help nie jy dit in jou kop kennis nie en jy pas nie toe dit wat jy weet nie. Die Fariseërs, die Sadduseërs, die skrifgeleerdes het die woord geken tot hier. Maar toe die woord saam met hulle loop, toe ken hulle hom nie. Want dit was nie in hulle harte nie, dit was in hulle koppe. Dit was kennis, dit was godsdienst, dit was nie verhouding nie. Want as daar verhouding was, sou hulle die seun van die mens geleer ken het. Hulle sou geweet het, dit is hy. Die ongeleerde, ongeletterde vissermanne het geweet, hier is die woord. U is die Alfa en die Omega. Petrus, wie sê jy is ek? U is die seun van God. U is die Christus. Hy vir wie ons gewag het. As die woord van God nie op die tafel van jou hart geskryf is nie, want jy sien, daar bewaak en bewaar jy dit, want jy het dit nie dalk vir nou spesifiek nodig nie, maar wanneer 'n kar op jou afgerye kom, en jy karongeluk wys, het jy daai woord nodig. Dan het jy nodig om te weet, die bloed van Jesus tussen my en daai voertuig. Jy het nodig om te weet, wat staan in die woord, vir 'n tyd soos die. Elke dag moet die woord van God deel van ons lewe wees. Elke dag, elke liewe dag. Jy kan nie 'n dag gaan sonder om, al het jy net 'n versie gelees, om daarby uit te kom om hierdie woord te bewaar in jou hart. Nou ja, maar soms verdwaal ons en verwaarloos ons die woord. Dan YouTube ons, en wat is die ander goed, Instagram, ek weet nie wat se grams nog nie, maar ons is op alles, behalwe om dit te bewaar wat God sê. Dan begin ons bestaan voer uit wat menslike opinies is. Ek weet nie wat is hierdie stommerik se naam nie, maar wat praat van tale praat is nie Bybels nie, Angus Buchan is van die pad af, ek weet nie wie is die vent nie, maar hy praat so oortuigend,
En ek raak nie in dwaase strydvrae betrokke nie, dit sê die woord. As dit nie hier is nie, Johan, weet jy wie hy is? Ek weet nie wat wie hy is nie. As dit nie hier is nie, is dit sy opinie. Jy kan nie bekostig om op YouTube te spring of op Facebook en kyk wat sê ander mense van jou God nie. Wat sê God vir jou? Wie is hy? Want God praat nie van oor tot oor nie, hy praat van hart tot hart. Dis waar hy praat. Daarom sê hy, bewaar jou hart, want daaruit is die oorsprong van die lewe. Dit beteken nie, jy mag nie na ander luister of wat ook everal nie, maar vra dadelik vir die Here om vir jou gees van onderskeiding te gee. Want iemand se opinie kan jou van die pad afdruk. Heeltemal. Wat sê God vir jou? Want hy sê vir die disippels, wie sê julle is ek? Wie sê die mense is ek? En toe vra hy vir Petrus, en wie sê jy is ek? Want hy het geweet, sy Vader in die hemel gaan aan Petrus openbaar wie hy is. God moet aan homself openbaar wie hy in jou lewe is. Want jy gaan nie op daai prediker se woord in die hemel staan nie. Jy gaan so alleen staan. Man en vrou staan nie eers saam nie. Daar is nie huwelik in die hemel nie. Jy staan so alleen. Nou kom mense met kommentare en goeders en dit, en jy kan nie. Ek self luister na Philip Michael Mitchell. Ek luister, kyk na van sy goed. Stem ek met alles saam? Nee. Gaan hy met alles saam stem wat ek sê? Nee. Jy moet 'n gees van onderskeiding hê en vir die Here vra. Maar ons gooi die baba met die badwater uit nie. Maar ek dink nie daar's 'n meer opregte mens as Angus nie. Nou ja, soms bewaar ons goed in ons harte wat nie daar hoort nie. Sommige mense bewaar hulle harte vol onvergewensgesindheid, bitterheid, al daai goed. Ja, maar, dis aan my gedoen. Ja, maar, jy kan nie bekostig, as jy goed in jou hart bewaar, wat nie van God afkom nie, dan bewaar jy dit vir wie? Jou hart behoort of aan Jesus Christus, of aan Satan. Daar is nie 'n in-between. Hoeveel kinders van die Here het nie al van die pad afgegaan nie? 93% van die popsterre kom uit Christelike kore uit. Britney Spears, Katy Perry, ons kan aangaan. Hoeveel van hulle het daar begin en kyk waar eindig hulle nou? Beyoncé, almal van hulle. Toe bewaar hulle die wêreld meer in hulle harte as Christus. Sommige mense se skatte. Die Here sê, waar jou skat is, sal jou hart wees. Sommige mense se skatte is hulle mans, of hulle vrouens, of hulle kinders, of hulle karre, of hulle huise, of hulle werke. Ek leef vir dit, sal hulle vir jou sê. Ek leef vir dit. Jou hart behoort aan Christus. Daaruit, hy sê, Matteus 6 vers 33, soek eers die koninkryk van God, daarna sal alle dinge is karre, huise, goeders, vir jou bygevoeg word. Jy kan nie goed meer aanbid as wat jy Jesus Christus aanbid nie. Dan het jy 'n probleem. Dan het jy 'n afgod. Dis wat hy sing. Give us clean hands. Give us pure hearts. Idols, dit word idols in ons lewe. Dit kan nie daar wees nie. Die Here kompeteer nie met dit nie. En elke besluit wat jy neem, word in jou hart geneem. Nie in jou kop nie. Want die lewe lê in jou hart. Jou hart pomp elke sekond bloed met suurstof in na al jou organe toe. Want die Here sê, Spreuke 3,
ken my in al jou weë. Hoekom? Sodat ek jou paaie kan gelyk maak. Nou as jy die Here in al jou weë ken, hy woon in jou kop en hy woon in jou hart. Daaruit besluit jy as iets gebeur, goed of sleg, gaan ek reageer en hoe gaan ek reageer? Want hy praat nie in jou kop nie, hy praat in jou hart. Want ek toets die gedagtes van jou, die gedagtes van jou hart. As a man thinks in his heart, sê die Bybel, so is he. Jou hart beheer jou hande, jou oë, jou voete, al jou organe. Die sentrum van jou organe is jou hart, nie jou kop nie. As jou hart gaan staan, is dit verby met jou. En as ons toelaat dat Satan ons hart beheer, dis wat die Bybel sê, hoe donker is donker. Nou, wat doen die dokters as hulle kyk of jou hart nog oukei is? Hulle doen 'n angiogram, né? Nou, kom ek wys vir julle, doen die Bybel 'n Bybelse angiogram. Jy kan 'n geestelike angiogram doen. Dis wat God met ons doen. Wat hy vir ons sê, ondersoek jouself, doen jouself jou eie geestelike angiogram. Kom ons kyk. Markus 7, vers 21 tot 23. Kyk, of jy nie van hierdie goed in jou hart het nie. En somtyds, né, soos 'n bloedklont, skiet daar so 'n lelike gedagte deur jou hart. Jy vererg jou, jy vat offense, jy wil vir hierdie een dit sê, en somtyds sê jy dit. Kom ons kyk. Want van binne, uit die hart van die mense, kom die slegte gedagtes. Sien jy wat dink jy? Met jou hart, nie met jou kop. Egbreek, hoerery, moord, diewery, hebsug, boosheid, bedrog, losbandigheid, afguns, lastering, hoogmoed, dwaasheid. Al hierdie booshede kom van binne uit en maak die mens onrein. Nou was jy nog nooit in jou lewe selfsugtig nie. Was jy nog nooit afgunstig op iemand nie. Het jy nog nooit sleg gepraat van iemand nie. Maar ek het daarom nie gehoor nie, pastoor. O, jy het. As jy sê, ja, die ou met die motorfiets ry verby jou. Ja, jy gaan jou vrek val daarvoor. Gaan maar aan. Wat dink jy het jy gedoen? Wat dink jy het jy gedoen? Moord gepleeg, dis wat jy gedoen het. Dwaasheid. Wanneer God met jou praat oor 'n ding en sê, moet dit nie doen nie, my kind. En jy gaan doen dit. Sien julle, ons kan ons harte regtig ondersoek. En sê, Here, help my, skep in my 'n rein hart. Dawid vra, skep in my 'n rein hart. Want van nature wil ons baie dinge doen. Nou, maar ek sal vir haar sê wat ek van haar dink. Ek moet vrek. Dan kan die Here daarin beweeg en vir jou leer sy manier van dinge doen en reg wees. As ons sê, iemand het my hart gesteel. Julle weet mos as julle verlief is. Dan sê julle, iemand het my hart gesteel. As hy jou hart gesteel het, het hy jou. Die hele jy. So wanneer ek my hart vir Jesus gee, gee ek die hele ek. Die hele ek behoort dan aan hom. Daarom sê Paulus, ek leef nie meer nie, maar hy leef binne my. Nee. Wie het jou hart gesteel? Of wat het jou hart gesteel? Jou kar, jou huis, jou werk, jou vriende. Hoekom het jy dit gedoen, my kind? Maar ouma, almal doen dit. Is dit nie die woorde nie? Almal doen dit. As kind van die Here moet jy kan opstaan. Christendom is nie vir sissies nie. Want jy gaan uitwees.
Maar wees liewer uit, want as jy in is jy in jou maai in. Dis waar jy in is. Want almal wil in wees. Christendom is juis dat jy moet in die lig moet inkom, dan moet die duisternis vlug. Die lig moet nie vir die duisternis vlug nie. Die duisternis moet vir die lig vlug. Hoe gaan jy stil bly? Jy sit daar, jy sien hierdie goed gebeur om jou, dis heeltemal uit lynheid met God se woord en jy bly stil. Wat 'n lig is jy dan? Wat 'n sout van die aarde is jy dan? Jy's laf. Kan niks van daai sout doen nie. Die Bybel sê dat jou woorde met sout besprinkel wees om mense te kan antwoord wanneer hulle jou dinge vra. Nie om te jok nie, om die waarheid te praat. En om die waarheid te praat gaan jou verskriklik ongewild maak. Mense hou nie van die waarheid nie. Het julle dit agtergekom? Mense hou glad nie van die waarheid nie. Dan gaan soek na 'n ander kerk. Nou maar tata. Dis soos dit werk. Want die woord van God sê, die waarheid sal jou vrymaak. Ons kan nie negotiate, 'n bietjie in die wêreld, 'n bietjie by Christus nie. Iemand wat buitspeen staan is onstabiel. Right. Genesis 3 vers 6. Kom ons kyk wat het Eva gedoen. Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet en dat hy lus was vir die oë. Ja, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te verkry. En sy neem van sy vrugte en eet en gee ook aan haar man by haar. En hy het geëet. Eva het gesondag, lank voor sy aan die vruggie geëet het. Want sy het daai vrug bekyk en bekyk en bekyk. Wat God uitdruklik gesê het, moenie van daai boom eet nie. Van al die ander goed kan julle eet, net nie van daai boom nie. Sy het in haar hart reeds voorgeneem, besluit geneem, ek gaan van dit eet, want ek wil dit en dit en dit. Ek wil so wees, ek wil dit kry, ek wil dit kry. En Adam was glad nie onskuldig nie, want die Here het vir Adam gesê, julle mag nie van daai boom eet nie. En hy het geswyg onder sonde en gedoen wat sy vrou vir hom gesê het en saam geëet. Waartoe ons die gevolge gedra het tot Jesus Christus gekom het. Die tweede Adam het die eerste Adam se goed gekanselleer. Maar Eva het nie gesondig toe sy aan daai vruggie hap nie. Sy het gesondig in haar hart voor sy aan dit gedoen het. Onthou, die besluite in jou hart word dade. As jy 'n besluit neem, dan word dit 'n daad. Daaruit kom moord, afsins, haat, wat jy besluit het in jou hart, dis wat ek hier omtrent gaan doen. Die heel belangrikste besitting in jou lewe, wat die Here sê bewaar, is jou hart. Dis fisies en geestelik. Ons moet na ons fisiese liggame ook kyk. Ons moet reg eet, ons moet oefeninge doen, ons moet al die goed wat jou fisiese liggaam moet ook gevoed word. So ook jou geestelike. Want die Here sê, ek toets jou hart. Soms doen ek en jy regtig iets uit die goedheid van ons harte uit. Maar iemand anders vat dit verkeerd op en maak 'n hele ding daarvan. Maar dit was nie wat in jou hart was nie. Dankie Vader dat God ons harte toets en nie ons koppe nie. Is dit nie waar nie? Want ons kan baie keer regtig stupid goed aanval. Nou, hoe bewaar ek my hart? Hoe doen ek dit? Kom ons lees, Spreuke 4 vers 4. Hy het my geleer en gesê, laat jou hart my woorde vashou. Onderhou my gebooie, dan sal jy lewe. Onderhou my gebooie, bewaak jou hart. Skryf my woord op die tafel van jou hart. Mediteer, beteken nie daai, wat ook al hulle doen nie, ek dink hulle doen net LO. Raak met allerlei ander geestelike rabbies. Meditasie beteken ek raak geestelik betrokke by demone. Dis wat meditasie is. Die Bybel praat van mediteer as rethink and respeak. Dis wat die Bybelse meditasie beteken.
Nou deesdae sien ek hulle bokke en honde en goed wat ook nie tussen hulle deurloop. Dan loop die bokke oor hulle, dis nou deel van die yoga. Ag, wat die mens nie nog sal uitdink nie. Klomp belaglike goed. Hulle lyk soos klomp sprinkane in 'n mielieland. Spreuke 4 vers 20 tot 20 sê: My seun, luister na wat ek sê. Neig jou oor tot my woorde. Laat hulle nie wyk uit jou oë nie. Bewaar hulle binne in jou hart. Hoekom? Want hulle is die lewe vir die wat hulle vind en genesing vir hulle hele liggaam. God se woord is lewendig. Dis nie sommer net geskryf dat ek en jy nou iets het om te doen nie. Dis daar vir ons lewenspad. Dis ons GPS. Dis ons kompas. Dit is ons asem. Dit is ons redder. Dit is ons voorsiener. Dit is alles in God se woord geskryf. Bewaar dit in jou hart. Soms gebeur dinge wat sleg is en dan begin ons kyk hoe ons hierdie dinge ervaar. So ons hart word so 'n stukkie donker hier en 'n stukkie donker daar, want dan gebeur 'n klomp goed. Wanneer jy jou kry, dan het jy al jou hart verhard. Dan voel jy niks meer vir daai ene nie. Ek voel niks meer vir daai ene nie. As die Here sê jy moet jou vyande lief hê, kan jy nie bekostig om te sê ek voel niks vir daai een meer nie, omdat hulle dit en dat het nie. Waar was ek en jy eens op 'n tyd? As iemand nie vir ons gebid het nie, en dit in hulle harte gekry het, om ons aan die Here op te dra nie, om ons na Jesus toe te lei nie. Waar was ek en jy dan? Hoe kan ek sê ek voel niks meer vir daai ene nie? Stout in die onbybels. Maar omstandighede maak dat die bril waarmee ons kyk, hy word eers dof. Dan kry hy 'n kraak. Dan bars hy in 1000 stukkies. So jy kyk deur hierdie gebarste lense. Dis soos wat jy dan begin na omstandighede kyk. Dis hoe jy begin na mense kyk. Dis hoe jy begin oor hulle praat. Dis hoe jy begin oor hulle voel. En jy laat toe dat die woord van God nie meer vir jou duidelik is nie. Want wat jy in jou hart bewaar, stry teen God. Jy eien jouself die reg toe, omdat hierdie een nou wragtig jou hele erfporsie gevat het. Wat jou pa gesê het joune is. Of hierdie een nou alles van jou gevat het, en jou beswaarder het by mense. Nou kyk jy deur hierdie stikkende lense. Jy sien nie meer die gees van God nie. Jy kan nie. Want jou sig, alles is vertroebel. Nou skinder ek van Annemarie by Marina. Marina, het jy gesien Annemarie weer hy baadjie aan van laas Sondag. Annemarie het dit nooit, Marina het dit nooit opgemerk nie. Nou merk sy dit op. Ek vat jou net vir 'n voorbeeld. Nou merk sy dit op. Nou skielik change haar hele uitkyk oor Annemarie. Is dit nie waar nie? Soms praat mense by jou van mense wat jy nog nie eens ken nie. En die oomblik as hulle aan jou voorgestel word, het jy klaar 'n opinie oor hulle. 'n second-hand opinie van iemand anders. En dan bewaar ons daai booshede in ons hart, nie waar nie? Nie waar nie? Dis wat ons doen. Daarom sê Jesus, my kinders, maak van binne af skoon. Onthou julle die Fariseërs gekom en vir die Here gesê, was hulle nie hulle hande nie, voor hulle eet nie? Dit was hulle grootste bekommernis. Die Here is nie geplaas wie jou hande was, is baie goeie idee as jy te doen, voor jy eet. Maar dis nie waaroor dit gaan nie, is jou hart skoon. Want hy kan nie in 'n vuil besmette hart woon nie. Hy kan nie. Hy woon in 'n hart wat aan hom behoort, wat skoon en suiwer voor hom is. As jy toelaat, dan kan God dit herstel. As jy dit kan toelaat. Hy sê so,
in sy woord. Want as ek en jy kyk na daai booshede wat in die hart is, kan ons regtig stukkies daarin pas. Want jy kan nie vir my sê, jy was nog nooit afgunstig oor iemand nie, of jy was nog nooit dwaas in besluite of sulke ding nie. Elkeen van ons kan sê, Here, laat ek hierdie geestelike angiogram kom, dat my hart skoon word voor U. Hoor wat sê die Here? Hy sê vir Josua, hierdie wetboek, Josua 1 vers 8, hierdie wetboek, God se woord, mag nooit uit jou mond uitwyk nie, maar bepeins dit dag en nag. Nou wat beteken bepeins? Dit beteken herhaal 'n gedeelte vir die dag, oor en oor in jou lewe. Bedink dit, totdat jy die implikasie daarvan besef, totdat dit vir jou begin lewe in jou hart. As God sê, jy is die appel van my oog, bedink wat sê hy daar, jy is so belangrik vir my. Ek kyk na jou met ander oë, as wat jy na jouself kyk, of mense na jou kyk. Skep moed in hierdie ding, bepeins, bedink dit dag en nag, wat die Here daar sê. Verstaan, as jy dit doen, verander jy jou manier van dink. Dan word jou gedagtes Christus se gedagtes. Jy kry Christus se gedagtes oor mense. Nie mense se gedagtes oor mense nie. En die Bybel sê so, en ek gaan dit in die New King James uitleer, want dit is my lees is vir my so mooi. Hy sê, 1 Korintiërs 2 vers 16, For who has known the mind of the Lord, as to instruct him, but we have the mind of Christ. As jy die wapenrusting uittrek, is nie 'n uitrusting nie, julle. Dit trek jy aan na troue toe. Dis die wapenrusting. As jy hom aantrek, dan sê jy, ek sit op die helm van verlossing. Nou wat is die helm van verlossing? The mind of Christ. Ek is wedergebore. Ek dink soos Christus. Dis nie 'n helm wat jy opsit nie. Dit sit jy op as jy bikes ry. Dis 'n helm van verlossing. Nou dit jy trek aan die helm van verlossing, daar bestaan nie so iets nie, is die helm van verlossing. Dis die geestelike rehelm van verlossing. Jy dink soos Christus, want jy dink nie meer soos die wêreld nie, want jy is verlos. OK. Dan sê hy in Filippense 2 vers 5, ook New King James, let the mind be in you, which was also in Christ Jesus. Let the mind be in you. Het Jesus gekyk, waar kan hy wraak neem? Wat is die moderne woord vir witchcraft? Wat hulle maak? Karma. Karma is a whatever. Christene gebruik nie die woord karma nie. Dit hoort nie in 'n Christen se mond nie. Want dis revenge. As jy dink soos karma nie, kry jy karamel tert of 'n ding. Alles gebeur deurdaad en wat ek en jy toelaat vir Satan om in ons harte te plant. Satan is agter jou hart aan. Want daaruit is die oorsprong van lewe, nie net hier nie, die ewige lewe. Soos hy jou hart kan besoedel en saad daarin saai. Enige saad wat saai, groei. Daai verbitterheid wat jy koester hier in jou hart, wat jy bewaak, word 'n boom. Daai leuen van Satan, jy's nie goed genoeg nie, jy gaan nooit niks wees nie, want is hier in jou ore ingepraat van kleins af. Deur mense, vriende, vriendinne, wat ook ever al dit word 'n boom, dis 'n saad wat geplant is. Gedagtes drop in die hart. In die hart word besluit, watter kant van die organe gaan hy tref. Besluit klaar. Want van hier af tot by jou hart is 'n sif. Jy kan besluit. If you've got the mind of Christ, gaan jy nie wil wraak neem nie.
want Christus neem nie wraak nie. Poeps, weg is die ding, want hy kan nie jou hart haal nie. Dis jou keuse. Ons raak trots, ons raak koud, ons raak afsydig, ons verhard ons harte. Die tyd wat jy dit agterkom, is daar groot skade. Wat Christus sê, ek beloof jou, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is, en ek sal jou rus gee. Kyk wat se belofte gee die Here aan ons, sy kinders. Esegiel 36 vers 26. En ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste gee en ek sal die hart van klip uit jou vlees wegneem en jou 'n hart van vlees gee. Net hy kan dit doen. As jy hom toelaat. Die Heilige Gees breek nie in nie. Want hy sê, dief klim deur 'n venster. Hy loop in as jy oopmaak. As jy sê, I surrender, né? Daar's 'n paar maniere van surrender. Dan is jou organe oop. Hoekom dink julle dra die polisie hierdie jackets? As jy hom innooi, dan kom hy in. Dan kom herstel hy die skade. Dis kom daar hartoperasies is en omleidings, hulle kan dit regmaak in die natural. Nou moet julle weet hoeveel te meer kan Christus te doen in die spirit, en hy nooi jou uit. Hy sê, ek sal dit vir jou doen. En hoor wat sê hy? Openbaring 3 vers 20. Nou dis nie 'n event nie. Dis 'n leefstyl wat jy elke dag moet leef. As gevolg van die goed wat ons tref. Satan loop rond soos 'n brullende leeu en kyk wie kan hy verslind. Hy skiet sy arrows af die heel dag. En jy skiet 'n arrow nie om iemand in die been te tref nie, in die hart. Kyk wat sê die Here in Openbaring 3 vers 20. Kyk. Daai kyk beteken nie kyk gou nie, dis kyk from inside. Ek staan by die deur en klop. Nou wat 'n deur klop die Here aan? Jou hart se deur. As iemand my stem hoor, nou sy stem praat met jou deur die woord, deur mense, deur sy Heilige Gees, en die deur oopmaak, die deur van jou hart oopmaak, deur 'n besluit in jou hart te neem, sal ek ingaan na hom toe, en saam met hom maaltyd hou, en hy met my. Nou die grootste manier van vriendskap wys in die Bybel is gewees, as iemand by jou kom eet, dan beteken dit juis nou my vriend. Jesus sê, ek noem julle nie meer slawe nie, ek noem julle nou vriende. Dis wat ons kan sê, what a friend we have in Jesus. Dis kom ons dit kan sing. Is jou hart nog skoon? Soos wat dit altyd was, of het dit bietjie besoedel geraak? Want besoedeling kan opgelos word. Daar sê dit vir jou Esegiel. Vandag is die besluit ek en joune, as ons huis toe gaan, laat ek my hart ondersoek. Het ek regtig nou net 'n feit gestaaf, of wou ek skade doen? Het ek my regtig verlekker, toe iets iemand getref het waarvan ek nie so baie hou nie? En ek moet elke dag my hart bewaar teen Malema. Ek sê dit vir julle. Ek moet my hart bewaar, want hy is my vyand. Want hy is God se vyand. Ek moet my hart bewaar en ek moet vir hom bid. Die woord van God sê so. Ons kan nie nou hier kom maar hy dit en hy dit en hy dit nie. Hy haat dit en hy doen dit en hy doen dit nie. Maar werk nie by God nie. Dis obey my word. Want die hart van die koning is in die hand van die Here. Sien
sien julle, ons dink ons hartjies is so mooi en suiwer. Toe nou nie. Ons moet elke dag hierdie ding doen, om te sê, Here, haal hierdie hart van klip uit en gee my weer 'n hart van vlees. Want al hierdie dinge wat ons tref, maak naderhand, dat jy eintlik nie meer weet wie jy nie. Ek ken myself nie, ek is nie eintlik so nie. Hier gee vir ons in Jesegiel, kom, dat ek daai hart van klip uithaal, en jou weer 'n hart van vlees gee. Well, because if you got the mind of Christ, het jy ander brille op. Lukas 24 vers 45, toe open hy hulle oë, om die skrif te verstaan. Hoeveel keer het die disippels sê, moet ons vuur uit die hemel uitroep, vir hierdie lot? Sy disippels. Dus Jesus, nee, ons werk nie so nie. Hierdie Samaritane wil nie, ons moet nie deurgaan nie, laat ons vuur roep. Ons het gedog, jy gaan al hierdie Romeine kom uitwis, en die koninkryk herstel. Nee, ons werk nie so nie. Jesus het kort vir hulle geleer, hoe hy dinge sien. Nie waar nie? En hy het nie net vir hulle geleer nie, hy het sy woord vir ons gelos. Hy het sy gees vir ons gelos om ons te leer. Dankie Jesus. Dankie vir u genade, want dis genade onbeskryflik groot. Kom ons sluit ons oor. Vader, ons dankie vanoggend vir u woord. Ons dankie dat ons kan leer. Here, ondersoek tog ons harte. En kyk wat vir u nie aanvaarbaar is nie, sodat ons kan weet, Here, dat u dit sal uithaal. Ons as mense is tog so maklik om ons te probeer verdedig. Terwyl ons weet ons kan nie. Net u, Here, kan hierdie hart verander. Dankie Heilige Gees dat u in ons harte woon. Want ons gees getuig saam met God se gees dat ons kinders van die Here is. Leer ons u manier van dinge doen en reg wees, Here. Dankie vir 'n awesome dag. Ek bly die bloed van Jesus oor elkeen hier, Here, oor hulle karre, diere, voertuie, finansies, huwelike, alles, Here. En ons loof en prys u dat ons u naam sal groot maak en soek waar ons disippels kan maak vir u in Jesus naam. Amen. Julle met julle dag nou gaan geniet. Hier is die offerande dienste as julle wil ingooi en onthou vanaand so 'n klein geestelike angiogram te doen. Net so om te kyk en seker te maak. Geniet julle dag.